Ja. Vandag gaan ons kyk na hierdie verlossing. Hierdie redding. Sê dit was op die aarde. Sê dit was 'n rede hoekom dit op die aarde moes wees. As ons uitbestemming as verlossing hemel is, dan was dit vir Jesus nie nodig om uit die dode opgewek te word nie. Om die dood te oorwin nie. Want dan is die dood ons verlosser en nie Jesus Christus nie. Hoor julle wat ek sê? Dis 'n kragtige stelling wat ek maak. Dis 'n kragtige stelling wat ek maak. Kyk gou wat sê Hebreërs 9. Hebreërs 9 vers 16. Ek gaan 'n lekker fondasie vir ons eers lê. Hebreërs 9 vers 16 sê, want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is solank as die testamentmaker nog leef nie. Kom ons skryf dit op die bord. Met ander woorde, ek en jy het 'n testamentmaker. Ek en jy het 'n testamentmaker. Ek en jy het 'n testamentmaker en ons weet sy naam is Jesus. En toe ons testamentmaker op die kruis sterf, op die kruis uitroep, dit is volbring. Toe word ek en jy opgewek in ons erfenis. Met ander woorde, jou erfenis is geldig. Sê vir my, wat het ons geërf? Punt nommer 1. Romeine 8:17 sê, ons as seuns van God, ons het God geërf. Wat van God het ons geërf? God is gees, en ons het God se lewe geërf. As ewige lewe. Maar dis nie al nie. Romeine 8 vers 17 sê, punt nommer 2, ons is ook mede erfgename van Christus. Wat beteken dit, jy's mede erfgenaam van Christus? Ons het die liggaam as opgewek, as verheerlik, geërf. As die liggaam van Christus. Wie is die liggaam van Christus? 1 Korintiërs 12:27, julle is die liggaam van Christus en onderling lede van die liggaam as die Christus. So met ander woorde, God het iets kom doen in jou liggaam as die liggaam van Christus, as mede-erfgenaam. Wat hy geërf het, wat met hom gebeur het met jou gebeur, as opgewek, verheerlik op die aarde, sodat jy wat God as gees, as lewe geërf het, in jou liggaam dit nou kan sigbaar word, as die beeld, as die gelykenis, as die begeerte, as die woonplek, as die rusplek van God, vir ewig, waar? Op die aarde. Sê dis geldig. As 'n testamentmaker gesterf het, is die testament, die erfeniskap geldig. En ek en jy is opgewek. Daarom beteken opgewek die ontdekking van 'n geestelike waarheid. Opgewek beteken die ommekeer van 'n bewustheid om uit te vind, jy's eintlik uit God gebore. Om God te openbaar op die aarde as sigbaar vir ewig. God se lewe in jou en deur jou, en dit was jou verlossing. So hy het jou kom red. Hy het vir jou 'n verlossing gebring van die dood.
As jy glo, dit wat hier gebeur het is sodat jy moet hemel toe gaan, want jou erfeniskap, jou eindbestemming is in die hemel. Dan moet jy eers doodgaan, en as jy doodgegaan het, is Jesus Christus nie meer jou testamentmaker nie, is die dood jou verlosser, want die dood is jou weg na die Vader, dan verloor jy jou erfeniskap, want jy verloor die tempel, die huis, die woning, die begeerte van God op die aarde. My goeiste, hoe kan hulle dit nie raak sien nie? As jy doodgegaan het, en hierdie liggaam moet begrawe word, het jy en het God, en het Christus as mede-erfgenaam, jou erfeniskap verloor, as 'n verheerlikte liggaam. En jy keer terug na hom, as gees. Hoe verskriklik. Daarom is die laaste vyand, 1 Korintiërs 15:26, die laaste vyand op die aarde wat vernietig moet word, is die dood. Maar sê vir my, is dit volbring? Is daar nog dood? Die enigste rede hoekom daar dood is omdat die mens glo, hy moet doodgaan, maar die mens gaan nie meer dood omdat hy glo hy moet doodgaan nie. Die mens gaan dood omdat hy dink, want dis 'n denke ding. Hy wat in die vlees is, bedink die dood. Hy wat in die gees is, wat uitgevind het wie hy is, bedink lewe en vrede. En dan gee ons God die skuld. God het kom haal. Dis 'n aanklag teen God. Mense, dis 'n aanklag teen God. Ek het hier ingeskryf. As jy sê ons moet doodgaan, is dit 'n aanklag teen Christus, want jy is die vleesliggaam van Christus, van sy vlees en van sy bene. Daarom, omdat ons saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons ook saam met hom lewe, as uit die dood, saam opgewek, saamlewend. Kolossense 1:18, hy die hoof, ons die liggaam, omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. As jy mede-erfgenaam van Christus is, jy saam hom opgewek, en hy kan nie meer sterf nie. Wat van jou dan? Wat is jou erfeniskap dan as mede? Om ook nie meer te sterf nie. Die dood heers nie meer oor hom nie. Jy kan het gelees as jy maar nie glo nie. Romeine 6 vers 8 tot 11. As die dood nie meer oor hom heers nie, so ook nie meer oor jou nie, want jy's opgewek in jou. Jy's opgewek in jou erfenis. Jy het God geërf. Sê vir my, kan God doodgaan? Sê vir my, kan Christus nou doodgaan? Nou as jy hom geërf het en jy's mede soos wat hy is jy veronderstel om dood te gaan. Hoekom gaan die mens dood? Hy glo dit nie. Ons glo dit nie. Want die dood is mos ons verlosser om hemel toe te gaan en dan gaan ons erf. My vriend, jy het jou erfeniskap verloor. Hoe het jy jou erfeniskap verloor? Jy het die tempel, jy het die huis, jy het die woonplek, jy het die begeerte, jy het die verheerlikte liggaam van Christus verloor as jou liggaam. Kyk wat sê 1 Korintiërs 12:27. 1 Korintiërs 12:27. 1 Korintiërs 12:27 sê, julle, wie is julle? Sê vir my, is daai julle hier, of is daai julle hier? Is daai julle hier, of is daai julle hier? Waar is daai julle? Julle is die liggaam van Christus, en lede afsonderlik. Sê vir my, toe ek hier instap, dit my hoof hier ingestap, of het my hele liggaam hier ingestap as 'n eenheid? Sê vir my, hoe ken julle my? Hoe kan julle my uitken? Ken julle my net uit, is hierso, of ken julle my uit as my hele liggaam? Hoe gaan nie Christus op die aarde uitgeken word, as jy hele liggaam? Ek is verskrik jammer om te sê, dit sluit jou in as mede. Elzaan, dit sluit jou in as mede.
En nou wag hy vir jou, en hy wag vir jou, en hy wag vir my, om te openbaar wie hy is as die ware op die aarde. En die laaste vyand wat vernietig is die dood. Want as jy dood gaan, verloor jy jou erfeniskap en God verloor sy tempel. En Heilige Gees verloor as mede-erfgenaam sy verheerlikte liggaam, en dis jy. Mense, dis logika. Sê dit vir hierdie bediening logika. Sê dis logos. Kyk wat sê Efesiërs 2. Kyk wat sê Efesiërs 2. Geen wonder, my volk gaan nog dood. Die mens gaan nog dood weens 'n gebrek aan kennis, onkunde. Ons glo mos alles wat van die kansel afkom. Ek sê vir hulle reguit, moenie glo wat ek sê nie, gaan ondersoek dit self. Kyk wat sê Efesiërs 2:15. Deurdat hy in sy vlees, kyk mooi, deurdat hy in sy vlees die vyandskap. Sê gou vir my die laaste vyand op die aarde wat vernietig moet word is die deurdat hy in sy vlees die vyandskap, die wet van gebooie wat in insettinge bestaan het, sodat hy vrede te maak, die tweede omstig is, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het. Met ander woorde, wat het hy kom tot niet maak? Want dit is deel van dis die laaste vyand. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. En hy het hier deur sy vlees, die vyandskap tot niet gemaak. So wat het hy tot niet gemaak? Die dood. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het. Die wet van gebooie wat in insettinge bestaan het, so deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens geskep. Met ander woorde, hier is net een nuwe mens. Hier sit een nuwe mens, en kyk waar het hy dit gedoen. Kyk wat sê vers 16, en albei in een liggaam. Albei, daai twee beteken, dit was die Jood, dit was die heidene en die ander nasies. Dit kom een maak, as een nuwe mens in Christus. Nou sê, en albei in een liggaam met God versoen, deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Kyk op die bord. Waar het God hom met alles versoen in Christus? Waar? In 'n liggaam. Sê vir my, het God hom versoen met die mens in die hemel? Of het God hom versoen met die mens in 'n liggaam? Wie se liggaam? Die liggaam van Christus. Maar nou is ek verskriklik jammer of jy te sê, jy is mede-erfgenaam van dit, en dis eintlik jou liggaam, as die Christus. Here, jy moet help. Hy het alles met hom versoen in Christus, in 'n vleesliggaam. As die liggaam van Christus opgewek, verheerlik. Maar eintlik is dit jou liggaam. Hy is die hoof. So dit wat hy is, as mede geopenbaar kan word as verheerlik in 'n liggaam. Wie se liggaam? Daarom sê Paulus, die hoop van die heerlikheid is Christus waar? In jou, in jou, in jou. Daarom sê Habakuk 2:14, die kennis van die heerlikheid sal die aarde bedek soos die waters die seebodem. In Johannes 11, toe Jesus vir Lazarus gaan opwek, toe sê Martha, Jesus, hy ruik al. Johannes 11:40, toe sê Jesus vir Martha, 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 het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy hierdie heerlikheid sien nie. Wat was die heerlikheid? Die volgende skrif, Lazarus, Lazarus, kom uit! En die oorledene het uit die dood uitgestap. Wat is die heerlikheid wat die aarde moet bedek? Soos die waters, die seebodem, die laaste vyand wat vernietig is, die dood. Lazarus, Lazarus, kom uit. En die dode het uit hulle grafte uitgekom. En dit is die verlossing. Halleluja. Is dit nie groot nie? Mense, is dit nie groot nie? Sê vir my, as ek gister so ongeluk vat, hoekom is almal so hartseer? Hoekom is almal hartseer? Want dis die teenoor, dis teen die grein van die lewe van God en die gees van God, wat elke mens reeds geërf het. Dis teen die grein, as mede-erfgenaam die verheerliking van Christus in 'n vleesliggaam, wat gister gesterf het. Dis die rede.
As ons eindbestemming, as dit was, God het hom met die mens versoen in die hemel, moes ons gejuig het, moes ons bly gewees het. Hoekom is die mens hartseer en bedroef? Want dit is teen die realiteit van wie jy is as erfeniskap, die verheerliking as mede-erfgenaam en erfgenaam van God, omdat jy God geërf het, as gees en as lewe. En as jy van my kom sê, dit was God se wil, en God het die persoon kom haal, ek sê vir jou, dis van die Satan, dis van die duiwel, dis nie van God nie. As jy nie weet wie God is nie, as jy hom nie ken nie, kom sit in die bediening en jy kan hoor die waarheid verslag en kan vrykom. Halleluja. Hoor julle wat ek sê? Jammer as ek 'n bietjie radikaal. Nee, jammer nie. Nee. Die dood was 'n vyand. Die dood is nog steeds 'n vyand. Kyk hoe stupid is dit. Die dood vandag is 'n vyand wat reeds verslaan is. Dink 'n bietjie daaroor. Die dood vandag wat steel, slag en verwoes, was 'n vyand wat reeds verslaan en oorwin is. En jy is opgewek in hierdie erfenis, dis geldig. As jy doodgaan vir dit om hemel toe te gaan, en jy het verloor as ongeldig. Halleluja. Halleluja. Kyk nou wat sê 1 Tessalonisense 5:23. 1 Tessalonisense 5:23. Vers 23 sê, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. Volkome heilig beteken bruikbaar vir hom. Dit beteken hy word in en deur jou geopenbaar as sigbaar. Hoe? En mag jou gees, jou siel en jou liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die openbaarmaking as sigbaar wie en wat Jesus Christus onze Here is, want jy is mede-erfgenaam, jy het hom geërf. Sê gees, siel en liggaam. Hierdie liggaam is die enigste kontak wat die hemelse het op die aarde, om te openbaar, hemel op aarde, en om dit wat op die aarde sterflik is, lewend te maak. Daarom is hierdie liggaam, die tempel van Heilige Gees, hierdie liggaam is reeds duur gekoop. Verheerlik God nou in jou liggaam en jou gees, openbaar die erfeniskap, die verheerliking, die daag God op, die daag die Christus op, ek en jy. Halleluja, mense, en dit is die evangelie. Dit is die evangelie. Kyk wat sê Efesiërs 5. Kyk wat sê Efesiërs 5. Ek sê vir julle, waar kom al hierdie goed vandaan? Rudy, hoekom is jy so radikaal? Kom ek vertel jou. Ek gaan 'n slukkie koffie vat, dan vertel ek jou waar het vandaan kom. Kan ek maar? Ek het as 'n klein seentjie, ons het op Blackrock gewoon, lekker aand in my bed, in gesprek met God, in my onskuld. Toe sê ek vir God, ek wil met hom niks te doen hê nie. Hy is hierdie God wat sê hy is liefde, maar hy kom haal my oom met kanker. Hy het my oupa se streepie getrek, my oupa doodgemaak, ons almal is hartseer, ons almal was lief vir oupa, nou is my oupa dood, maar ons moet ons berus, want hierdie God van liefde het dit gedoen, om hom by my oupa by hom te hê. Toe sê ek as 'n klein seentjie, ek wil met hierdie God niks te doen hê nie. Raai wat? Toe daag hy op en hy antwoord my, duidelik, dit is nie hy nie. En hy gaan my leer. So dit wat jy in die bediening hoor, is wat hy my leer, omdat ek van die begin af dit bevraagteken het, dis onmoontlik dat 'n God van liefde dit kan doen. So alles wat jy hoor uit my mond uit, is wat hierdie testamentmaker my leer, om te openbaar wie hy is. Halleluja, wat 'n voorreg. So jou opinie staan my nie aan nie. Godsdienst staan my nie aan nie. Ek het opgegroei in dit, omdat God gesê het, ek gaan jou leer, want ek het jou nodig, jy het 'n standpunt, jy kan 'n besluit maak, en jy kan optree, en jy kan doen. Dus hoekom ons al vir oor die 75 dooies gebid het, en van hulle het opgestaan, en toe hardloop die kerk weg, toe hardloop die spulle weg. Sê Rudy, raak rustig. Kyk wat sê Efesiërs 5:25. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief het, en homself daarvoor gegee het. Vers 28, so behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggaam. Sê jou eie liggaam.
Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Hoekom sê hy dit? Want hy wil in vers 32 sê, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê uiteindelik met die oog op Christus in die liggaam, Christus in die gemeente, is 'n verborgenheid. Is 'n verborgenheid. Vers 29, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, sy eie vlees. Maar hy voed en koester dit, soos die Here, die gemeente, die liggaam. Het jy gehoor wat ek gesê het? Hy sê, niemand het sy eie vlees, sy eie liggaam gehaat nie, want hy voed en koester dit, soos die Here, die liggaam, die gemeente. So wie is die liggaam, die gemeente? Die eie vlees van die Here Jesus Christus, wat hy koester, en pamperlang, en beskerm, en bewaar. Maar wie kan saamstem? As 'n vrou hardkoppig is, as 'n vrou eiesinnig is, kan sy haar nie onderwerp aan 'n man wat die hoof is nie. Dit verwys nie eintlik na my en Annetjie nie. Dit verwys eintlik wat mag jou gees, moet jou gees, jou siel en jou liggaam bewaar word. Dit verwys eintlik man, gees, siel, vrou, man, jy moet lief hê jou eie liggaam, sodat vrou siel versadig word, sodat Christus die werklikheid geopenbaar kan word as sigbaar, verheerlik. Dis wat Paulus eintlik gesê het. Want soos wat jy jou eie vlees liggaam lief het, so het Christus die Here, die testamentmaker, sy vlees liggaam nodig, as jy. Dus is dit nie groot nie. Is dit nie mooi nie. Kyk wat sê vers 23. Want die man is die hoof van die vrou, die gees is die hoof van die siel, soos Christus ook die hoof is van die gemeente, soos Christus die hoof is van die liggaam, en hy is die verlosser van die liggaam, die verlosser van wie se liggaam? My en jou liggaam, as die Christus liggaam. Met ander woorde, het 'n verlossing plaasgevind. Hy het jou hier kom red. En hy het jou nie kom red van hel, om jou in die hemel te kry nie. Waarvoor het hy ons kom red? Wat was die verlossing? Griekse woord, Griekse verwysing, G4982, zozo. Wie wil hoor? Waarvan het hy sy liggaam kom verlos? Waarvan het hy sy vlees, wat ek en jy is, as die vlees liggaam, want ek het dit nog nie gelees nie, Efesiërs 5:30, kyk wat sê Efesiërs 5:30, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees, en van sy bene. Met ander woorde, as jy na my kyk, sien jy sy vlees, en jy sien sy bene, hy het vir my 'n verlossing gebring, waarvan? Wie wil weet? Hierdie verlossing zozo beteken, om veilig, en volkome te hou, van gevaar. En vernietiging, as vergaan, om te red van siekte, of dood, om te restoreer, of te genees, as volkome, om te red van werke as gevolg van die wet, want die wet het sondekrag gegee, die loon van sonde was die dood, om ons te red van 'n vloek, toe word hy die vloek, sodat jy jou vryheid in hom kan geniet, as net lewe, as die verheerliking van 'n vleesliggaam, as mede-erfgenaam, en dis alles op die aarde. Wow! Nou kan jy sê, Rudy, hoekom beleef ek dit nie? Nou kan jy sê, Rudy, hoekom sien ek dit nie? Kom ek vertel jou, hoekom sien jy dit nie? Want jy sit met 'n vrou, wat hoereer, wat agter ander mans aanloop, soos godsdienst, soos spanning, soos stres, soos wat ook al, want jou 5-sintig denke beïnvloed jou, mevrou, en dis die oorsaak. Wow! Daarom het hy gesê in vers 22, vroue, siel, wees aan jou eie man, die Christus gees, onderdanig, die denke van Christus, soos aan die Here. Is dit nie mooi nie? Mense, is dit nie fantasties nie? So waarvan is jy gered? Van griep, van verkoue, van oud word, van swakker raak, van die dood, mede-erfgenaam, erfgenaam in jou erfenis, want jou testamentmaker het gesterf, dit is volbring, en jy is opgewek in dit as geldig. Waarvoor wag jy?
As jy wil hemel toe gaan, is die dood jou verlosser en jy dit verloor. Here, jy moet help. Here, jy moet ons help. Ek het 'n vraag om jou te vra. 1 Johannes 4:17 sê, 1 Johannes 4:17 sê, soos hy is, so is ons eendag in die hemel. Is dit wat 1 Johannes 4:17 sê? Nou kyk julle met sulke groot oë aan. Of, soos hy is, gaan ons wees as ons doodgaan. Is dit wat 1 Johannes 4:17 sê? Nee, soos hy is, soos ons ook nou in hierdie wêreld. Wow, om mense goed vir my kom sê nie, want ek glo dit. Ek glo dit. Daarom is jy die beeld en die gelykenis op die aarde. Jy is die begeerte, die woonplek, die rusplek vir ewig op die aarde. Kyk jou opdrag aan die mens. Kyk jou opdrag aan die mens. Jy moet net nie doodgaan nie. Kom ons vat dit gou daarvan af. Kyk wat sê Genesis 2. Ons weet Genesis 1:26 het God gesê, laat ons mense maak. Na ons beeld, ons gelykenis, laat hulle vrugbaar wees. Laat hulle vermeerder en laat hulle in die hemel heers. Waar moes hulle heers? Laat hulle op die aarde heers. Ons weet wat het gebeur. God het die mens gewaarsku, hy moet net nie doodgaan nie. Kyk wat sê Genesis 2:16. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Dis hoekom die dood het ingekom deur die mens. En kyk wat gebeur toe die mens begin sterwe, toe die mens nog geëet het van die boom. Kyk wat sê Genesis 3, vers 23, toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit die mens geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlammend flikker, om die toegang tot die boom van lewe te bewaak. Hoekom het God die toegang van die boom, hoekom het God die toegang van die boom bewaak, met 'n swaard wat flikker? Sodat die mens nie in sy vervalle, doodgaande toestand van die boom van lewe eet en vir ewig op die aarde in hierdie vervalle, doodgaande, siek wordende, verwronge identiteit, bewustheid vir ewig op die aarde lewe nie. Dit was nie God se plan nie. Toe bewaak hy die boom van die lewe. Sê, maar God het nog nooit van opinie verander nie. Daarom het jou testamentmaker 'n verlossing gebring. Jy's opgewek in jou erfenis. Jy het geërf God as lewe en mede-erfgenaam Christus as die liggaam verheerlik. Is dit nie groot nie? Sê die weg was toegemaak. En dit wil vir my voorkom, tot vandag toe is die weg nog steeds toegemaak, want nou moet jy doodgaan om hemel toe te gaan vir dit, maar jy verloor dit. Kan ek al so 'n bietjie inkleer nou vir jou? Ek het vir jou wys. Daarom kyk nou wat sê Jesaja 25. Hoor die profeseë. Hoor nou die profeseë wat uitgegaan het oor dit. Sê vir my, waar het hy die profeseë in vervulling gebring? My vriend en my vriendin, as jy nie gaan glo alles is volbring nie, as jy moet wag vir iets, dan het jou testamentmaker vir jou 'n leuen verkondig en gejok. Want toe jou testamentmaker sterf, Jesus Christus, en sê dis volbring, toe's alles vir jou geldig as nou, verheerlik, in dit opgewek. Kyk die profesie. Ek keer hom so 'n bietjie in. Ek gee hom so 'n bietjie 'n storie. Kyk wat sê Jesaja 25. Jesaja 25 vers 8, hoor wat sê die profesie. Het 'n profesie uitgegaan en dit het alles hier gebeur as volbring. Ons kan nie meer wag vir dit nie. Dis klaar dit. Jesaja 25 vers 8, hoor wat sê. Hy sal die dood vir ewig vernietig. En die Here sal die trane van alle aangesigte afvee. Hy sal die smaad van sy volk, luister nou mooi, van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek. So waar moet net lewe wees? Waar moet jou erfenis wees? Waar moet die verheerliking wees? Op die aarde.
Moet hy of het hy? Daar gaan nog 'n profesie uit. Jesaja 34. Kyk wat sê Jesaja 34. Vers 5. Jy kan dit lees in Sagaria 13 vers 7 ook. Want my swaard, Jesaja 34 vers 5, want my swaard het dronk geword in die hemel. Kyk, wat 'n swaard? Die swaard wat geflikker het. Die swaard wat die weg toegemaak het. Daar gaan 'n profesie uit, want wat my swaard het dronk geword in die hemel, dit kom af op Edom en op die volk van my bandvloek om geoordeel te word. Die swaard van die Here is vol bloed. Wie se bloed? Wie se bloed? Jesus Christus se bloed. Want deur dieselfde swaard het sy vlees hier kom deurboor. En die profesie gaan uit vir dit. Die swaard van die Here is vol bloed. Dit drup van vet van die bloed van lammers en bokke, van die niervet van ramme, want die Here het 'n slagoffer in Bosra. Jesaja 63 vers 1 tot 5 kan jy gelees. Dit beteken bloedrooi klere. Hoekom was hy kleed? Hoekom was hy kleed bevlek met bloed? Wie se bloed? Die sonde, bewustheid van 'n verwronge identiteit, dat jy dink jy's uit Adam. Daarom sê Handelinge 19, alle mense is uit een bloed. Wat wil hy sê? Alle mense het dieselfde DNA, is uit hom, is uit God gebore. Jy bring die regstelling, jy bring die verlossing. En 'n groot slagting in die land, waarna dit verwys? Die profesie het verwys. Dieselfde swaard wat die weg toegehou het aan die lewe, is dieselfde swaard wat die herder kom slaan het, sodat die weg oopgemaak kan word, as opgewek, as geldig. Die mens kan nou op die aarde weer lewe, maar dis nie enige lewe nie. Dis hoekom 1 Korintiërs 15:45 op die kruis was hy die laaste Adam, want die eerste Adam was net 'n lewende siel, die laaste Adam 'n lewend makende gees. Waar? In jou, om dit wat sterflik is, om dit wat siek is, om dit wat dood wil gaan. Sê dit hardop. Want jy is in jou erfenis. Gee die Here eers 'n lekker harde lofoffer vir dit. Ja, sê mense, is dit nie goeie nuus nie? Is dit nie fantasties nie? Daarom kyk gou wat sê Hebreërs 10 oor dit nou. Dit is fantasties. Kyk of die kamera regtig aan is. Jy's nog reg daar. Want wragtig om die goed oor te preek, dis verby, want ek is in die oomblik. Sê, Rudy is in die oomblik. Sê, ek leef in die oomblik. Leef jy ook in die oomblik? Volgende Sondag mag jy nie mis nie. As jy sou jou weg opsien om te kom. Sê, kom kyk of die kamera aan is. Nie so rooi lig hier voor. Nou het hy geskrik. Kom kyk wat, maak dit seker. Sê daarom. Dit was Hebreërs 10:20. Op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangse heen. Dit is sy vlees. Sê dis oop. Sê dis myne. Dis die mense, het julle gehoor wat ek gesê het? Het julle gehoor wat ek gesê het? Sê dis myne. Dis myne. Daarom kyk wat sê Romeine 5 gehoor dit. Kyk wat sê Romeine 5. Romeine 5 vers 17 sê, want as die gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, vers 14 sê die dood het geheers, vanaf Adam tot by Moses. Adam het die dood ingebring, Moses die wet gebring, die wet het sondekrag gegee, die loon van sonde was die dood, maar toe kom word hy die laaste Adam, hy volbring die wet, hy word sonde, hy maak die dood tot niet, hy staan op, jy is opgewek in jou erfenis, net een ding, lewe, verheerliking, mede, erfgenaam, vir altyd. Godse begeerte, Godse droom. Nou sê in Romeine 5:17, want as die gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat nou die oorvloed van die genade en van die gawe, die geskenk van geregtigheid ontvang. Ontvang beteken lambano, dit beteken om te vat wat reeds joune is. Jy moet net vanoggend vat wat joune is. Nou in die lewe wie heers, deur die een Jesus Christus. Daarom dan, net soos deur een misdaad vir alle mense, sê saam met my alle mense. Alhoewel selfs hy mense wat gisteroggend op die pad gesterf het, vir alle mense gekom het, soos ook deur een daad van geregtigheid. Sê dankie Jesus Christus, sê dankie testamentmaker, vir alle mense, geldig nou opgewek, tot regverdigmaking van die lewe. So elke ou het die reg om te lewe op die aarde. Mense, is dit nie mooi? Dankie Jesus, ja sê dankie Jesus. Daarom sê Romeine 6 vers 4, ons is saam met hom begrawe deur die doop, in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader,
ons saam opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, sodat ons nou in hierdie nuwe lewe kan wandel as hierdie nuwe mens. Halleluja. Halleluja. Ons kyk gou na 'n voorbeeld. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld uitgehaal. Ons kyk gou na die herstel van Israel. Toe God sê gaan Israel herstel, wat het God in gedagte gehad? Kyk wat sê Jesegiel 37. Kom ek wys gou vir jou. Wat het God in gedagte gehad? Jesegiel 37. Wat het God in gedagte gehad? Jesegiel 37. O, jy het vir gaan koffie ingooi. Mense ontvang julle iets vanoggend. Sê vir my, is dit in 'n liggaam, 'n vleesliggaam, jou liggaam, of is dit nou in die hemel? Ons kyk gou na 'n voorbeeld. God herstel Israel. Hoe het God dit gedoen? Jesegiel 37 vers 1. Die hand van die Here was op my. Hy het my uitgebring deur die gees van die Here, en my neergesit in die laagte, en dit was vol bene, sê bene. Hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe. En kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê. En kyk, hulle was dors. Sê dit het Israel, dis hoe Israel gelyk het, omdat hulle God verwerp het, omdat hulle hom verloon het, omdat hulle koning gesoek het en gesê hulle gaan nie na hom luister as 'n vader nie. Vers 3. Toe sê die Here vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarom sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, daar bene, hoor die woord van die Here. Ek sê vanoggend vir die doodgaande mens, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle, sodat julle lewendig kan word. Ek sal seënings op julle lê, vlees oor julle laat kom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, sê die nuwe mens, sê alles het nie geword in Christus. En julle sal weet dat ek die Here is. Vers 9, daarom sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, klein letter gees, die gees van 'n mens, so spreek die Here, Here, kom aan uit die vuur, windstreke o gees, en blaas aan hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. Vers 13, en julle sal weet dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom o my volk. Nie hemel toe vat nie, uit die dood laat opstaan, uit die doderyk lewend maak. Ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, ek sal julle vestig in julle liggaam, in julle erfenis, as mede-erfgenaam, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het. Sê vir my, moet God dit doen, of het jy dit gedoen? Kyk wat sê Matteus 27 gou. Kyk wat sê Matteus 27, vers 51. En kyk, die voorhangs van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, die aarde het gebewe, die rots het geskeur, waar? Toe hy uitroep, dit is volbring. En kyk wat gebeur in vers 52. En die grafte het oopgegaan en baie liggame, sê saam met my liggame. Sê liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Jette mense. Met ander woorde, hy die dood kom tot niet maak. Jou testament is geldig verklaar. Jy is opgewek, hulle is opgewek in 'n liggaam om hom te erf as mede-erfgenaam, die verheerliking van die Christus. Ek en jy wat leef in 2026 is veronderstel om 'n wêreld te leef, 'n dimensie te leef van geen dood. Hoekom gaan die mens dood? Want die mens glo, sy eindbestemming is hemel en dood is sy verlosser. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik. Kyk wat sê ou Dawid, onthou julle Dawid was 'n man na God se hart. Kyk wat het Dawid geweet. Kyk wat sê Handelinge 2. Kyk gou wat sê Handelinge 2. Ek is amper klaar, kan julle dit glo? Ja, julle kan dit glo, nee. Want julle wil almal huis toe gaan. Jok. Is baie lekkerder hier. Ek beloof julle. Hier's lewe. Dawid was 'n man na God se hart. Kyk wat het Dawid gesê, Handelinge 2:24. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Kan ek iets hier radikaal sê? As ek en jy by waarheid uitgekom het en ons vryheid geniet in Christus, is dit onmoontlik vir die dood om my vas te hou. Ag, ek kan nie alles vir julle sê nie. Ek kan nie alles vir julle vertel nie.
Laaste dag, ons lees verder, hoor wat sê Dawid nou, vers 25, want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom sê Dawid, is my hart bly, my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Ou Testament het Dawid gesê, hy is so dankbaar vir sy erfenis, want hy weet sy vlees, al het dit teruggekeer na stof, rus in hoop. Wat was die hoop? Hy het geweet, soos wat hy geweet het, sy God gaan hom opwek, en toe Jesus op die kruis uitroep, dis volbring, toe staan Dawid op, met 'n liggaam. Nou is ons almal in 'n liggaam, maar ons wil gaan. Waarheen wil jy gaan? Daarom kyk wat sy Romeine 8 gehoor het. Ontvang julle iets, is dit nie fantastiese goeie nuus nie? Mense, dis die evangelie. Ons redding is die evangelie van Jesus Christus. Ek bring vir jou die evangelie van Jesus Christus. Dis die verlossing van 'n liggaam en nie jamal nie. Romeine 8 vers 2. Want die wet van die gees van lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Jy is vrygemaak van die dood. Hoe het hy dit gedoen? Vers 3. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was in die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, deur sonde te word, en dit ter wille van sonde veroordeel in die vlees. Wat was vir die wet onmoontlik? Kyk wat sê Romeine 3 vers 20. Romeine 3 vers 20 sê, wat vir die wet onmoontlik was, aangesien uit die werke van die wet geen vlees, sê vlees. Wat is vlees? Sagte weefsel en vleis, waar are vloei en wat die beendere bedek. Want die wet, uit die werke van die wet, kon geen vlees voor God regverdig nie, want deur die wet was die kenners van sonde. Sê dankie Jesus. Sê dankie vir jou testamentmaker. Halleluja. Nou gaan ek jou gou vra, ek het nou vir jou gewys, wat was God se belofte aan Israel? Wat was God se belofte aan die heidene en die res van die ander nasies? Hy het hulle mos ingebring. Kom ons kyk gou. Dis 'n goeie nuus. Kyk wat sê Efesiërs 3 gou dit. Kyk wat sê Efesiërs 3. Dit was 'n verborgenheid. En God het vir Paulus opgerig om na die heidene te gaan. Wat was die verborgenheid? Efesiërs 3 vers 3, dat hy aan my deur die openbaring bekend gemaak het. Die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het. Vers 6, dat die heidene, die ander nasies, mede-erfgename is van Christus. En mede-lede van die liggaam. En mede-deelgenote aan sy belofte in Christus. Sê vir my, was die verborgenheid dat jy moes hemel toe gaan en helmes? Die verborgenheid was vir die res van alle nasies en heidene. Julle is deel. Julle is mede-erfgename. Julle het my geërf, ek wat God is, in 'n liggaam. Die liggaam van Christus. Maar wie is die liggaam van Christus? Jy. Mense, is dit nie groot nie. Kom ons kyk gou na hemel. Is daar 'n hemel? Verseker. Volgende Sondag gaan ek vir jou goed oopmaak oor die hemel. Maar kom ons kyk gou, wat is God se persepsie van die hemel? Want Jesus sê, Vader, laat u wil geskied. Wat is God se wil? Soos dit in die hemel is, so ook op die aarde, en om dit te kan manifesteer, het hy 'n liggaam nodig. Wie se liggaam? My en jou liggaam. Kyk wat sê Amos 9. Net so ietsie oor die hemel. Kyk wat sê Amos 9. Vers 2 sê, al dring hulle deur in die doderyk. Onthou julle Ou Testament manne, almal in die doderyk, die belofte was, ek gaan hulle lewend maak. Toe op die kruis sterf, uitroep, dis volbring, toe gaan hulle graf toe oop, toe staan almal op uit die dode. Openbaring 1:17-18 sê, hy het die sleutels van die doderyk. So is daar nog mense in die doderyk. Toe kom die vertalers, let jy die ironie. Byvoorbeeld soos die King James Bible. Toe kom die vertalers en hulle sê, al dring hulle deur in die hel. Kyk nou die ironie. Al dring hulle deur in die hel, my hand sal daar uithaal. Sê, o, koek, hier's 'n helse fout, Here. Terwyl die kerk jou dreig met hel, sê God, sy hand sal jou uithaal uit die hel, want dis nie jou plek nie. Dit was nie die plek van 'n mens nie. Terwyl die vertalers 'n fout gemaak het, dit was eintlik doderyk. Sê God sal jou uithaal. Moet hy of het hy? Al klim hulle op na die hemel. Hoor nou mooi. Al klim hulle op na die hemel.
ek sal hulle daar laat van neerdal. Kan julle dit sien? Nou is die goeie vraag, Rudy, maar waar is dit? Kom ek wys gou vir jou, waar is dit? Kyk wat sê Romeine 10. Mense, as hy sê, dit skat sy kop, hy kan nie glo, dat godsdienst dit nie kan raak sien nie. Waar is dit dan, as dit nie in die hemel is nie, of in die doderyk, of soos die vertaler sê, in die hel nie, waar is dit dan? Kyk wat sê Romeine 10, vers 6. Maar die geregtigheid, wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, om Christus af te bring nie? Of wie sal in die afgrond doderyk, of so hulle gesê het, hel neerdal, om Christus die dode op te bring nie? Maar wat sê dit? Naby jou is hierdie woord, naby jou is dit. Waar is dit? In jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof, wat ons verkondig. Daarom het Prediker 3 vers 11 gesê, God het die ewigheid geplaas, nie in die hemel nie. God het die ewigheid geplaas in die hart van 'n mens. So waar is dit alles? In die hemel? In die hel? Of doderyk? Sê in jou. Daarom het hy hom versoen met alles in 'n liggaam. Weet jy wie is jy? Kyk wat sê Hebreërs 10, ek is amper klaar, 2 skriffies. Kyk wat sê Hebreërs 10. Hoor vir Jesus. Hebreërs 10 vers 5, ek gaan net soos ek die koeldrank vat. Sê vir my, ontvang julle iets. Jy sê, is dit die goeie nuus nie? Is dit die goeie nuus nie, mense? As jy vir my sê, oom Piet is dood, maar prys die Here, jy weet soos wat jy het, uit hel gemis in hemel toe gegaan. My vriend, dis die goeie nuus nie. Dis 'n tragedie, wat die mense hom getref het. Want oom Piet is dood, terwyl die dood tot niet gemaak was as die laaste vyand as volbring. Oom Piet was veronderstel om te lewe. Of ons sê, oom Piet het kanker gehad, prys die Here, hy is op 'n beter plek. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Die beter plek was in 'n vleesliggaam, want deur sy wonde was oom Piet reeds klaar genees. Waar was hy genees in kerk? Of toe oom Piet sy asem uitblaas, waar was die kerk om hom op te wek uit die dode? Hoor wat sê Jesus in Hebreërs 10 vers 5. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Wie se liggaam? 'n liggaam duur gekoop. Wie se liggaam? 'n liggaam wat nie aan jou behoort as 'n sielmensie. Nou hoor ek gaan volgende Sondag aan raak, Johannes 14 vers 2, ek gaan om vir julle plek te berei, in die huis my Vader is baie wonings, toe sê hulle mos, dis hemel. Jesus sê, Vader, my Vader, dankie, slagoffer en spysoffer, u het vir my gegee nie, u het vir my, nie 'n plek in die hemel voorberei nie, u het vir my 'n vleesliggaam voorberei. Wie se vleesliggaam? Weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel van God is? Daarom, kyk wat sê Kolossense 2 geoor dit. Het is 'n goeie punt om op te staan vandag. Het is 'n goeie alibi om op te staan en sê, dis die waarheid. Kyk wat sê Kolossense 2, vers 9. Vers 9 sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. In hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle oorheid en mag. So waar is alles? Wie is die liggaamlikheid van die Godheid? Wie is die liggaamlikheid van die Godheid? Kan ek gou vir jou wys? Kyk wat sê Efesiërs 1. Halleluja, dankie my Vader, dankie Papa Vader. Ek is lief vir u. Ek is lief vir waarheid. Daarom kyk wat sê Efesiërs 1:22. Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, sê die dood ook. Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Wie is die gemeente? Wat sy liggaam is. Wie sy liggaam? Ons. Die volheid van hom. Wat alles en almal vervul. So ons is die liggaamlikheid van die Godheid. Halleluja. Ek sluit af met iets interessants wat ek by julle gaan los. En volgende Sondag gaan ek by dit aan. Kyk wat sê die boek Judas, net voor Openbaring. Kyk gou wat sê die boek Judas.
Ek gaan by julle los. Judas, is dit 1 hoofstukkie vers 9. Hoor nou wat sê vers 9. Maar toe Michael, die aartsengel met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar gesê die Here bestraf hom. Met ander, toe Moses dood is, toe die engel Michael en die duiwel 'n woordestryd gehad oor die liggaam wat dood is van Moses. Met ander woorde, toe Moses doodgaan, toe nie vat God Moses se liggaam. Toe die duiwel en die aartsengel Michael gaan beklei oor die liggaam. Ek wonder hoekom sou God seker gemaak het oor Moses se liggaam. Want in Matteus, toe Jesus op die berg in verheerliking verander, van gedaante verander, en hy demonstreer vir ons, wat is ons erfenis, en hy vir hulle sê in vers 7, toe hulle afklim, moet vir niemand vertel, hy wag eers totdat julle in die dode opgewek is, dan vertel julle vir almal, want dis hoe julle erfenis lyk. Toe verskyn, toe kom Moses en Elia, en skielik staan hulle saam met Jesus daar, sê in hulle liggaam, sê waar is daai liggaam? Sê hoekom sou God besorg wees oor Moses se liggaam? Sê voor die kruis, sê na die kruis. Testamentmaker het aangekondig, dis alles vir jou geldig, dis opgewek in jou erfenis. Dalk is God net so liries in 'n ekstase oor my en oor jou liggaam as sy begeerte, as sy rusplek, as sy woonplek vir ewig. Daarom sê Jakobus 5, en ek sluit af, kyk wat sê Jakobus 5. Kyk wat sê Jakobus 5, en ek sluit af. Ek los dit by julle, hoekom sou God plan maak met Moses se liggaam? Hoekom sou daar 'n woordestryd wees oor die liggaam van Moses? Dis Jakobus 4, vers 5. Vers 5 sê, of meen julle, dat die skrif te vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees, wat in ons woon. Wat begeer die gees wat in jou woon? Om alles wat sterflik is, Romeine 8 vers 11, lewend te maak. So ek wil vir julle ietsie sê. Elke mens wat nou op die aarde doodgaan, is vir God hartseer. Want God verloor sy begeerte. As woonplek, as huis, want hy woon nie in 'n huis met hande gemaak nie. Weet jy dan nie, dat jou liggaam die tempel is, die huis is, die woning is, die begeerte is. Vader, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam voorberei. Amen en amen. Halleluja. Gee die Here 'n lekker lofoffer vir dit.